Goeiedag liewe Chris kykers en luisteraars, wat 'n voorreg. U is ingeskakel op die program Encounters en ek is Desmond Berry, soos altyd op 'n donderdag saam met jou en ons is hier vandag weer saam met Megan en Fredericks. Ek het laasweek vir Megan gehad en wat 'n awesome tyd het ons gehad. Ek kon amper nie klaarmaak nie, maar ek weet tyd is teen ons, maar vandag gaan ons aan en ons gaan praat oor die boek Unlocking the Door No One Can Shut. Ek gaan vir julle sê, die boek, ek gaan dit vir jou oor en oor sê, is 'n boek wat jy moet kry. En ek het laasweek gedink, ons beweeg nou in 'n tyd waar ons gaan, het is besig, maar ons gaan ook afskakel Desember tyd. Een van die mooiste tye wat 'n mens in 'n jaar het, maar ook een van die vulnerable tye. Tye waar mense soos, ek gaan sê seer beleef, want asof hy het nie meer 'n pa nie, of hy het nie meer, die vrou het nie meer 'n man nie, want dis daai tye wat jy daai mense om jou wil hê. Maar hierdie boek gaan hoop bring, maak nie saak wat jy deurgaan nie, hierdie boek gaan vir jou hoop bring. Maar kom, ek wil glad nie te veel praat nie, ek wil weer vandag, wil ek vir jou voorstel geliefde aan Megan en Fredericks. Megan, is so lekker om jou weer vandag hier te hê. Ag pastoor, is so lekker om weer hier te wees vandaan. Baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat jy my bied om hier te wees. Baie dankie man, ek is die een wat bevoorreg is. I'm blessed beyond measure. Weet jy, is dit die eerste boek? Dit is my heel eerste boek. Jou heel eerste boek? My heel eerste boek, pastoor. En ek kan vir jou sê, as ek nou die boek lees, jy klink soos 'n ou skryfster. Hy klink soos 'n ou skryfster, maar kom ons praat 'n bietjie vandag. Ek weet ons het laasweek het ons opgehou oor, of by die punt van vaderskap. Jy het so 'n nice, 'n flip sign van die coin gebring. Jo, ek het weggestap met daai, maar ek wil net so vinnig raak aan hoe die huis moet lyk, en dan wil ek onmiddellik oorgaan na 'n ander gedeelte. Ek het gesê ons wil praat oor die Jackson, maar ek wil graag ook identiteit, dat is iets rondom identiteit. Maar Megan, jy het groot geword in 'n huis waar daar was liefde, en skielik toe word die mat onder jou voet uitgetrek. Jy het groot geword sonder jou biologiese pa. In jou beskrywing, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar in ons huis was dit nie eintlik nie, maar dit is iets wat ons gehad het teen die mure in ons communities wat sê, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Ja. Kan jy onthou daai? Ja. En ek het toe dit aangedink toe ek jou boek lees. Nou vra ek vir myself, en ek wil hy vraag vir jou vra, wat is 'n huis? Maar ek sit nou nie in sonder 'n moeder of 'n vader nie. Ek vra net die vraag, en kan jy vir ons sê, uit jou ondervinding, wat is huis, of hoe moet 'n huis wees? Pastoor, as ek dink aan die eerste, soos ek beskryf het, die eerste 7 jaar van my lewe. Yes. Ons het in 'n huis gebly waar daar baie weelde is, waar ons groot dinge gehad het. Dit was baie eenvoudig. Maar daar was altyd 'n gelag in die huis, daar was altyd liefde teenoor mekaar. Ek onthou spesifiek, elke aand as ons gaan slaap, dit was al soos 'n ruimpie gewees. Dan sal ons mekaar roep uit die kamer uit. Ons het in 'n 2 slaapkamer gewoon. En dan is dit ek en my ouma en my niggie in die een kamer en my ma in die ander kamer. Yes. Want sy kom ons nou laat uit die werk het, so sy moet stil daarin gaan. Nee, sy en my niggie was in daai kamer. Okay. En dan so oor en weer, dan het ons nog geskree, "Nights, lekker slaap, lief vir jou." Yes. En dan sit nou weer rukkie stil, dan gooi een en nou 'n grappie in die lug en dan lag ons weer en dan sit nou soos, okay, alles is nou oor, alle grappies op 'n stokkie, dan sit weer, "Nights, lekker slaap, lief vir jou." Ons het seker soos 3 keer tot 4 kere aan dit gesê, maar dit was hoe mense het so liefde in daai gevoel. En jy kan dit onthou asof dit gister gebeur het. Yes, asof dit gister gebeur het. En dan dink ek aan hoe God sy eerste woning omskep het. Dit was nie 'n huis met mure nie, of 'n dak nie. Dit was die tuin van Eden, waar Adam en Eva gewoon het. Daar was nie 'n dak oor hulle kop nie. Hulle het die meubels gehad, hulle het nie 'n tafel gehad waar hulle langs gesit het, maar hulle het 'n atmosfeer gehad. En wanneer, dit is my so powerful om te
om die woord te sê, hulle het 'n atmosfeer gehad. Sure. Want wanneer jy na atmosfeer, die woord atmosfeer hoor, Ja. dan dink jy aan gevoel. Yes. Jy dink aan wat jy deurmaak, 'n experience en baie keer dan sal jy sal dalk 'n woord sal jy vergeet. Maar daai experience wat jy deurgemaak het, jy kan nie. Wow. Jy kan nie oor dit kom, jy kan nie vergeet. Dit is hoe dit jou laat voel het. Dit is hoe jy altyd gevoel het. Yes. En met Adam en Eva dink ek, dit is wat hulle gehad het. Hulle het 'n atmosfeer gehad met God se vrede, in God se teenwoordigheid. En ek dink dit is wat God se plan is, of dit is wat God in ons huise vandag nog wil herstel. Dat dit nie sal gaan oor wat daar op die tafel is, of hoe duur ons meubels is, en hoe ons van aansien is, Yes. maar dat dit sal gaan oor sy teenwoordigheid, 'n atmosfeer van sy teenwoordigheid altyd sal wees in ons huise. Wow. 'n Atmosfeer, ek like it. Toe jy dit noem, dis dit asof die teenwoordigheid van die Here op 'n ander manier hierso sigbaar word en wat ek ervaar, daai atmosfeer. En dankie vir dit, Megan. Jy het dit so mooi opgesom. En dit is so, geliefdes, dat die atmosfeer van liefde. 'n Mens, soos jy sê, 'n mens, jy kan woorde hoor. Jy kan vir my baie goed sê, maar wat ek gaan onthou as hoe jy my laat voel het. Ja, definitief. Dit is wat ons gaan onthou. Ons gaan nie woorde kon onthou, maar ek dink wat uit gaan staan is, hoe het Megan my laat voel? Hoe het Desmond my laat voel? En weet jy, ek vat dit ook vandag. Megan, dan wil ek praat oor rejection, en ek dink ons gaan uitkom by die ander een. Ek het nou al baie gehoor van rejection, en toe ek jou storie lees, toe hoor ek jy praat ook van rejection. Dit het so kom geraak. Ek dink, almal van ons het op een of ander stadium met ons sal verwerping beleef. Het hang seker net af van die degree. Maar en die ding van verwerping is dat, jy het genoem, dat jy probeer trying to be loved. En die danger, die gevaar. Nou ons praat mengels op encounters, soos julle kan hoor, Afrikaans en Engels. So, but you've mentioned something, en dit het gegaan, trying to be loved. Wil jy nie vir ons 'n bietjie meer oor dit, oor jou ondervinding van rejection, van verwerping met deel nie? Ek dink die vyand is altyd daarop uit om verwarring te saai. Hy is altyd daarop uit om ons te laat glo ons het nie 'n doel in die lewe nie, ons is swak, ons is nie goed genoeg nie, en jy moet hard werk om liefde te verdien. Ja. Dit is hoekom ek dink hy jou al vroeg in jou lewe aanval deur 'n bietjie verwarring in die huis te veroorsaak, 'n bietjie dysfunction daar, bietjie saai, sodat dinge net nie regloop nie, sodat jy nie moet jou doel in lewe moet ten volle bereik nie. Yes. En ek dink verwarring is een van die groot dinge wat alles daai veroorsaak, of verwerping, Verwerping is, of alles daai wat gebeur, as gee aanleiding tot verwerping toe. En dit laat ons by 'n punt waar jy voel, wanneer jy nou groot raak in jou adult lewe, dan voel jy moet hard werk om iets te kan bereik, want as jy nie iets bereik het, dan gaan mense jou nie aanvaar nie. Exactly. As jy nie iets het agter jou naam nie, dan gaan mense jou nie aanvaar nie. En dan glo jy moet hierdie dinge doen, maar dan doen jy dit uit 'n plek uit van, jy moet dit doen want jy soek aanvaarding. En jy doen dit nie omdat dit deel van God se plan vir jou lewe is nie. En ek dink dit is waarop die vyand die hele tyd probeer ry, sodat hy jou net by 'n punt kom waar jy daai gevoel van verwerping het. Jy soek, ek vat dit van myself af, ek het altyd approval gesoek. Ja. Ek dink ek is 'n baie innoverende mens. Okay. Ek sal instantly net opkom met 'n nuwe idee of 'n nuwe ding wil aanpak. Maar dan sal ek dit in die lig gooi, ek sal dit noem voor iemand, net om te kyk. Gaan hy persoon het approve? Gaan ek 'n reaksie kry, gaan hulle sê dis iets goed, gaan hulle verstaan. So ek het altyd approval gesoek, en dan as ek nie daai reaksie gekry het waarna ek soek nie, dan het ek my idee gesien as dis nie goed genoeg idee nie. Dan het ek dit gelos en ek het my aanbeweeg, of ek het my vrede gemaak met dit. Verwerping is die een ding wat die vyand jou altyd gaan mee wil vashou. Wow. Om jou te onneem
van God se groot plan vir jou lewe. Sjoe, Megan, weet jy, jy twee goedes nou by my gebring, of ek wil amper sê, ja, kom ek sê by my gebring, en die een is, jy het eintlik nou verduidelik, hoekom baie mense vandag God se liefde wil verdien. Verdien, ja. Want ons het 'n natuurlike ondervinding, en nou onwet en onbewustelik gaan daai ondervinding oor in ons verhouding met God, ons ontmoeting met God, en hoe ons God besief. Ja. Want ek het nou met my aardse pa, maak 'n voorbeeld, het ek nou daai ondervinding gehad, en outomaties, wanneer iemand my aan die Here voorstel, dan gaan ek ook voel, maar ek moet nog God se liefde verdien, wat ek nooit kan nie. Ja. En nou begin ons meer en meer verstaan, dat geliefde, dat dit is wat eintlik gebeur in ons lewe, dat ons het natuurlike ondervindings, dinge wat ons in ons lewe ondervind, seer, pyn, verwerping, en nou gaan daai goed oor, wanneer ons aan God voorgestel word, nou bring ons hy hele experience saam met ons, en ons dink dis hoe God dit sien, dis wat God wil hê, en tog is ons so baie kere verkeerd, dat daar's geen manier hoe ek en jy goed genoeg vir God, kom ek sê, kom ek rephrase, parafeer myself, ons wil bewys aan God, Ja. ons wil werk, dat God ons moet aanvaar, ons wil bewys, Here, ek is goed genoeg, vir u liefde, aanvaar my, en dit werk nooit so nie. Jesus het alles vir ons kom doen. Ek wil nou nie preek vandag nie, maar dit laat my dink. Die ander ding wat ek besef is dat, dis hoekom daar soveel drome, innovations, in die begrafplaas lê. Ja. Want, soos jy gesê het, as my idee nie goed genoeg is nie, in die sin, mense applaud dit nie, mense sê nie iets mooi van dit nie, dan voel ek is nie goed genoeg nie. Met ander woorde, ek gaan nooit vir die droom, ek gaan nooit vir die besigheidsidee, ek gaan nooit vir die innoverende ding wat ek wil doen nie, en so baie van ons, jy weet, eintlik het jy vandag baie van ons gerepresent in ons communities, in ons, jy weet, om ons, hoe baie van ons mense loop met drome, Ja. maar lewe met rejection, en as gevolg van die rejection, kom die drome nooit in vervulling nie. Megan, ek kan dit nie genoeg stretch nie, ons het so baie om oor te praat. Ek weet nie hoeveel tyd het jy nie. Het jy nog genoeg tyd? Ek het nog tyd, dink ek. Ja, gaan ons gesels. Ek wil by die ding uitkom, identiteit. En dit is 'n ding wat hamer. Jy het iets genoem in jou boek wat sê, a target for brokenness. Die vyand teiken jou identiteit. En dis die ding wat jy sê, if the enemy confuse your identity as a child, he can derail your destiny as an adult. Yes. I love that. Vertel vir ons 'n bietjie rondom daai, uit jou eie ondervinding. Die Bybel sê, en ek het dit nooit eintlik verstaan al die tyd nie, sê dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Hy soek, hy is die hele tyd soekend. Wow. En wanneer jy in 'n situasie is van brokenness, wanneer jy seer is, jy seer gemaak, jy lack certain things in your life, dan is jy basies soos 'n oop deur vir die vyand om in te kom. Want dan kan hy inbeweeg en hy kan basies advantage vat van jou swakheid waarin jy is. En ek dink baie mense, wanneer dit gebeur het, baie mense die vraag, waar is God dan? Ek het dan nou hierdie ding ervaar, of hierdie ding deurgegaan, nou waar is God dan? Ja. Maar die waarheid is dat, wanneer jy seer deurgaan, het iemand dit mos aan jou gedoen. Ja. So, daar is 'n bietjie van 'n haat, nie bietjie van, nie, baie van 'n haat binne in jou. Jy wil die persoon te nakom, jy wil hom wys. Ja, jy het mos nou dit aan my gedoen, jy wil hom terugkry. Maar God kan nie inbeweeg as jy in so 'n stand is nie. Hy kan nie. Hy wil, maar hy is soos 'n muur wat hom keer. Hy kan nie. Ja. Maar aan die ander kant is dit 'n oop deur vir die vyand om in te kom. So jy is nou in sy territory. So jy's 'n target vir brokenness, en wanneer hy dan inkom, dan los hy nie net daai bietjie pyn wat jy het nie. Hy kyk maniere hoe hy dit erger kan maak. Hy create nog ander dinge wat jou eintlik kan oortuig, maar
die verkeerde ding is eintlik die waarheid. Exactly. Hy maak hy leen, maak hy so lyk dat dit vir Hy jou 'n sugarcoat waarheid het. raak. Verstaan, ons is oop vir die vyand om in te beweeg en God kan nie inbeweeg nie want hy kan nie daar operate nie. Ja, en die ding wat ek sien, wat hy ook daar sê, is dat eintlik wil die vyand jou identiteit, wil hy wat is die regte woord nou daar? Beroof pas. Beroof. Hy wil jou beroof. Nee? Hy het gekom om te steel, hy het gekom om te verwoes en om dood te maak. Jesus het gekom dat ons moet lewe het. So as jy, soos wat ek het verstaan, as er gebrokenheid in jou is, of jy het 'n swakheid, jy gaan deur 'n ding, dan sy plan is, ek wil hierdie persoon sy goddelike identiteit beroof. Wie jy eintlik in God se oë is, deur Christus Jesus. En as jy dit kan doen, soos hy sê, op 'n baie vroeë ouderdom, dan kan hy jou hele destiny derail as 'n adult. En is dit nie interessant hoe baie adults vandag, ons vind net nie wie ons is en moet wees nie. Die effek is definitief, dit gebeur in jou kinderjare, maar dit het 'n groot effek op hoe jy groot raak. Of wanneer jy groot raak, want onthou, jy skep 'n persepsie van hoe dit moet wees as kind. Ja. En as dit malfunctional is, dan gaan jy glo dit is hoe dit moet wees, maar dit moet nie eintlik so wees nie. En nou raak jy groot met daai, so jy weet nie regtig wat jou identiteit is nie. Jou ware identiteit, hoe God jou gemaak het nie, en dat hy in jou is nie. So dan beroof hy eintlik vir jou van baie dinge. So jy, soos ek nou vroeër gesê het, jy behoort eintlik hierdie ding te doen, maar nou doen jy dit nie, van jy sien nie jouself in daai posisie nie. Jy sien nie jouself as God kan my gebruik of dit is my roeping vir my lewe nie, want dit is nie regtig hoe ek sê, ek is eintlik maar 'n gebroke mens. Ek is eintlik maar ek vat dit van myself af. Ek was 'n baie teruggetrokke mens. Ek kon nooit regtig oopmaak of sê hoe ek voel of voorstel op 'n tafel lê nie, want ek het altyd gevoel as ek nou gaan sê my voorstel gaan gee, gaan hulle my voorstel. Hulle gaan iemand anders se voorstel kies. Hulle gaan nie my voorstel kies. Ek het altyd die eerste verwag van my kant af, en waar dit dalk kon gewees het dat dit iemand se lewe kon verander het. So dit is wat die vyand wil doen. Hy beroof my basies van om te glo wie ek is of wat ek kan doen in lewe. Om my te weerhou van wat God deur my wil doen. Presies. So ek dink hy beroof jou in jou kinderjare, of hy skep hy mispersepsie van hoe dit moet wees, wie jy is, wie jy nie werklik is nie, sodat jy nooit by daai punt kan kom om te wees wie God jou gemaak het om te wees, sodat jy nie God se doel kan uitleef, sodat jy nie kan ontdek wat God se wil vir jou lewe is nie. En hy weet, as jy weet wie jy in God is, dan is dit nag. Dat is 'n tickets. Ja. Dat is 'n tickets. Weet jy, en dis actually wat ek nou ook wil genoem het, dat hy beroof nie net jou as 'n persoon, maar hy beroof die mense connected aan jou. Yes. Die mense in wie sy lewe moet stap. En geliefdes, ek wil net weer noem, hier sit Megan Fredericks, en die skrywer van die boek Unlocking the Door, No One Can Shut, maar sy is ook in hoedanigheid as 'n certified professional life coach. Met ander woorde, Megan het ook 'n diens wat sy lewer in ons gemeenskappe. So, daar is 'n nommer op die skerm van Megan, so as jy weet dat you're not living your best life yet, dan wil ek jou regtig aanmoedig, hier is iemand wat die skill het om jou te help, om sometimes het ons net iemand nodig om ons net 'n bietjie te help, net daai push te gee, en through skill, the right skill, kan jy op die plek kom waar jy glo, I am meant to be in this place. Dit is waar ek moet function. Dis die beter lewe, die beter weergawe van Desmond, van Refkin, van whoever jy is. En regtig, wat ek wil aanbeveel. Ek sit eintlik, en terwyl ons gesels, Megan, ek bedoel elke woord wat ek sê, ervaar ek daai life coach wat hier na vore kom. En hoe is so nice is dat 'n life coach ook 'n storie het. Ja. So jy praat nie net van goed wat jy geleer het, teoretiese goed nie. Definitief. Maar jy praat oor jou eie ondervinding. Megan,
Onze tyd loop uit en ons gaan vinnig na die einde toe. Maar wat wil jy vir iemand sê wat vandag stuck voel? Jy weet, wat confused is oor sy identiteit. Kan jy vir iemand net bemoedig vandag? Ek weet daar's iemand ingeskakel vandag wat voel, maar waardeur ek gegaan het, is te swaar. Dis te moeilik, dis nie so maklik soos iemand anders se storie nie. Ek weet daar's iemand soos jy wat ingeskakel is wat soos dit voel. Ja. En ek wil vir daai persoon sê dat daar's geen ding te groot vir die Here nie. Sure. Daar's geen las te swaar vir hom nie, want jou posisie, jou situasie waarin jy is nie te hard vir die Here nie. En die Here judge jou nie, omdat jy nog nie op 'n plek is waar jy moet wees nie. Jy voel dalk maar, okay, ek sal daar kom, maar ek moet eers met hierdie ding deel, of ek moet eers op daardie stadium in my lewe kom waar ek kan praat hieroor. Maar die Here sê dat hy ontmoet jou waar jy is, soos jy is, in die posisie waar jy is, terwyl jy nog seer is, terwyl jy nog voel, jy is nog nie volmaak, jy is nog nie reg om aan te gaan nie, om ontslae te raak van hierdie serie. Yes. Ek wil vir die kyker sê, die Here staan reg, hy hou sy hand uit na jou toe en sê, kom, ek wil jou help. Wow. En ek dink dat wanneer 'n persoon dit kan doen, wanneer by die punt kan kom om dit te doen, Ja. dan gryp die Here instantly in. Hy gaan nie nog kyk na whatever jy dink gekyk moet word nie. Die Here, hy meet jou waar jy is in jou seer en hy trek jou daar vandaan af waar hy jou wil hê. Wow. Baie dankie Megan vir daai bemoediging. En geliefdes, ek weet jy het daai gevat. Ons gaan klaarmaak, maar ek wil net gou dit noem. Ons gaan volgende week gaan ons weer met Megan gesels. Ek wil jou regtig aanraai. Die boek is al beskikbaar, Megan? Dit is beskikbaar. Dit is beskikbaar, so jy kan dit bestel by Megan. Haar kontaknommer en alles is op die skerm. So maak haas, en dit is teen 'n goeie prys, right? So alles is daar op die skerm en kry daai boek. Ek wil net dit noem, daar's ook iets op die skerm wat ons gaan sit en ons gooi hom nou sommer op die skerm vandag. Dit gaan oor ons celebration, 20th years celebration of ministry in Visantekraal en selfs buitekant Visantekraal. Ons base is in Visantekraal en ons het hierdie celebration wat ons in November het. Dit is op die poster wat jy sien daarso. En as jy wil betrokke raak, jy's 'n jeug, ons het daai youth bash, dit gaan awesome wees. Ons het die works gaan daar wees, stage, ligte, alles. Die Saterdag het ons die gospel concert, daar gaan vir jou groepe wees, een van die gospel concerts in Visantekraal, wat jy nie wil mis nie, en dan obviously, alles is by een saal, en dan het ons die Sondag celebration. Jy het alles is daar op jou skerm, en kontak, daar's 'n kontaknommer, jy kan my ook kontak as jy meer inligting wil hê, en raak betrokke, maar bly geseën tot volgende week. Amen.